Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 121. Dit is die 5de keer in 'n baie kort rukkie dat Makwakwa val. Dit voel vir hom asof hy elke keer langer in die donkerte wegbly as die vorige kere en dan sien hy soms mense wat aan die ander kant van die dood vir hom wag. Hierdie omval raak nou gevaarlik. Dit gebeur onverwags en op plekke waar moeilikheid kan gebeur. Nie net met hom nie, maar ook vir die spesiale oukies wat aan hom toevertrou is. Hy en sy fifies het die strikke kom deurkyk in die hoop op 'n stukkie veldvleis. Ai, die kinders raak al hoe ouliker en meer voor op die wa. Die dat hulle toe amper die slagoffer van 'n luiperd wat aan hulle vlakvark begin vreet het geword het. Vlakvark is gevang in een van die rivierpaadjies strikke. Makwakwa dog nog, ons gaan lekker eet, toe storm die luiperd. Hy skrik hom in daardie donkerte in, en hy word weer wakker, en hy weet nie waar hy is nie. Hy's naar, en sy kop slaan knopkieries van binne af. Miskien sou die luiperd hom kom kry het, toe hy daar op die grond begin ruk en stuiptrekkings kry het in die leeuvel. Anders die luiperd het ontzag vir die leeu van die leeuvel. Ewige vyande, die leeu's is hoogste in die vleisvreterketting. Party sê luiperd is tweede, maar die wat weet, sit Fifi, hyena, reg langs aan die luiperd. En gooi maar vir krokodil ook hierin, al is hy die stilsluiper van die onderwater wêreld. Daarna kom die jagluiperd. Leeu's, hulle sal vir hyena jag. Luiperd en jagluiperd, nee, hulle is versigtig vir hyena. Daai kake kan pote en sterte afbreek. Luiperd gaan boom toe met sy prooi as daar baie hyenas in die omgewing is. Jagluiperd, hy verlaat sy vangs. Pronto, hy foesek as die hyena op hom afstap. Kleintjies van enige dier is kwesbaar, selfs leeu's en hyenas se kleintjies. Baba diertjies is almal se prooi, almal se kompetisie, want die welpies word groot, en eendag hulle vang die diere wat daai diere wou eet. Luiperd is nie bang nie, maar hy's nie dom nie. Hy verstaan nie 'n groot manaar mensman wat lê en ruk nie, die draer van die zombie leeuvel nie. En Makwakwa, hy is ook nie dom nie. Hy weet wat is besig om met hom te gebeur. Hy is besig om dood te gaan. Is nie meer langse tyd nie, dan gaan hy saam met Makwakwa een en die ander wat saam met hom in die leeuvel bly. Want eendag hy gaan lê, dan gaan hy nooit weer opstaan nie. Hy het gehoop om sy fifies groot te sien word, maar hy gaan nie. Al lyk hulle al amper soos groot hyenas, ewe pronkerig met die kenmerkende vlekke op hulle pelsies, is hulle nog baie korter en hulle is kinders. Iemand moet sy fifies vat en groot maak, iemand wat weet hoe en iemand wat omgee. Daar is net een persoon wat hy gaan vertrou met sy kinders en dis die lang dokter van die leeuhospitaal. Daai man, hy lyk al die diere van die veld. Hy het selfs alle luislang heel gemaak, waar 'n bokse horings die dier oopgeskeer het hy gehoor. En toe Makwakwa laas daar by die hospitaal was vir sy sout en seep, het hy 2 aasvoëls in 'n hok daar gesien sit. En klein wille hondjies. Die mense het vir hom gesê, sien jy daardie man, hy het hart vir al die diere. Hy huil as hy 'n olifant moet skiet, as die landmyn onder die dier se bene gepoef het, en die dier is nou stikkend. Hy kyk die leeu's, maar altyd sê hy, daar is nie beter diere nie, en daar is ook nie slegter diere nie. Hulle is almal deel van die groot een daarbo, se creation. Miskien het die luiperd uit geskrik vir die man wat so val, toe het hy weggegaan. Makwakwa sny daarna 'n paar stukkies vleis uit die karkas. Hy voel daarom nou weer 'n klein bietjie beter. Hy gee die kleintjies kans om die lewer te verskeur en te verslind, voordat hy met hulle na hulle huis toe stap. Derentyd praat hy met hulle. Dit is nie asof hy hulle gaan los nie, en hy baie lief vir hulle. Maar juis oorlaat hy lief is vir hulle, sal hy hulle môre vir daardie groot man vat. Hy gaan hulle nie
altyd los nie. Hy sal mooi vra daar ander kant of hy partykeer hulle kan kom kyk as hy nie meer sy lyf het nie, as hy loop soos die geeste. By die huis maak hy sy stuk vleis uit die boutgaar oor die kole by die pot. Hy los die kinders met die ander stuk vleis. Toe vreet hulle vreet baie, baie, baie. Hulle boepens skoon van die vleis daar aan hulle binnekant. Toe stap hy met sy seep af na die water. Die kinders drafstap saam. Hulle lyk van water speel. Hy was homself met die seep, maar die kinders, hulle swem, hulle skoon. Daardie aand slaap hy met die kleintjies in sy arms. Sy lyf ruk kort, want die water uitgaan by sy oë. Iets binnekant sy bors kry seer, as hy dink dat hy dalk sy laaste dae sonder sy fiffies gaan wees, tot die dag wat hy doodgaan. Maar hy kan nie deur die kinders agterbly, as hy iewers val waar hulle nie versorg is nie, en as hy nooit weer sy oë daarna oopmaak nie. Nee, vroeg môreoggend, hy gaan wag by die pad, waar daardie dokter ry. Donderdag is Sergio vroeër as gewoonlik op pad na die hospitaal. 'n Paar meter van die dubbele hekke wat Sekuriteit vir hom moet oopmaak, tree daar onverwags 'n man voor hom in die pad. Hy het 2 kleinerige diere by hom en hy wys dat Sergio moet stop. Sergio raak aan die revolver langs sy linkerarm, iets wat hy altyd instinktief doen as hy nie dadelik weet waarheen 'n situasie gaan lei nie. Hy haal sy voet van die brandstofpedaal af en stop reg langs die man. Iets aan die ou siel raak al hoe meer bekend. Hy kan sweer dit is die man wat nou die dag die aanval daar by die dierehospitaal gekry het. Die kerel wat die sak bene by die restaurant gekry het, waarskynlik vir sy honde. Honde wat toe duidelik 2 jong hyenas blyk te wees. Goed versorg en pragtig. Sergio maak sy deur oop en klim uit. En nou my ou maat, vra hy vir die man. Hy weet mos dat die ou Portugees verstaan. Dit raak hom ten seerste, toe hy sien dat daar trane in strome van die man se wange loop. Is jou Fifi siek? Hoekom het jy my gestop? Moet ek jou help met iets? Het een van hulle seer gekry? Nee, is nie daai ding nie. Jy moet vat my kinders. Jy moet hulle gaan groot maak, soos Matjie met die leeu's maak, dat hulle weer in die veld kan gaan bly, alleen, net by hulle self. Dit sou seker die ideale ding gewees het. Sergio sou dit so verkies, maar hoe vat jy iets by iemand, wanneer dit lyk asof sy hart daarvan gaan breek? Hoekom grootman? Hoekom wil jy hierdie kinders nou vir my weggee? Ander dag, hulle ma die kinders vir my gebring en daarna het sy gedooi, want die manne het haar geskiet soos sy pê. Nou ekke gaan ook pê. My kop maak snaaks, ek val, soos nie lank nie, dan ek ook dooi. Die kinders is nog te klein vir alleen bly, en amper gister, die tier het hulle gekry. Tier, ja, dit is wat baie inheeme luiperds noem. Skus ou groote, maar ek het jou naam vergeet. Ek is Sergio Martinez, en jy is? Makuakua 2. Nou Makuakua 2, ek het 'n voorstel vir jou. Wat van jy gaan saam met my na die hospitaal, en ons sit die kinders daar by een van die kampies. Jy kan saam met hulle daar gaan bly. Daar is iemand in die plek waar ek werk, wat baie van die hyenas hou. Dis 'n vrou, haar naam is Mart Marie. Sy is 'n wit meisie uit Suid-Afrika, en sy droom daarvan om met die hyenas te werk. Dan bly jy 'n rukkie daar saam met jou diere, sodat hulle kan sien dat jy tevrede is, dat Mart Marie hulle mooi gaan versorg. En die Machi, hy struikel met die naam, en Sergio moet homself inhou, om nie daaroor te glimlag nie. Die situasie is heeltemal te ingewikkeld, en netelig, om nou die snaaks daarin te wil sien. Machi, sy gaan my nie jaag nie, vra hy.
As Mart Marie jou wil jaag, sal ek haar eerste jaag. Maar ek beloof jou, sy sal nie. Mart Marie is 'n baie goeie mens en haar hart is op die regte plek. Sy voel vir Afrika en sy voel vir diere. Sy's mal oor hyenas. Sy sal maar te bly wees as jy sal bly om haar te help om die ouetjies te laat aanpas. Sergio wil nie vir die man sê dat hy oor 'n paar dae weg is vir 'n hele maand lank nie, want dan verander Makwakwa dalk van plan en neem die diere weer saam met hom bos toe. Die man huiwer toe Sergio die agterdeur van sy Land Cruiser bakkie oopmaak. Julle mag maar inklim, sê Sergio. Nee, ons kan nie daar sit nie, ons gaan daar agter sit. Die fifies, hulle kaka en hulle kaka stink. 'n baie aanvaarbare rede, besluit Sergio geamuseerd en stap agtertoe om die klap van die bak oop te maak. Die man laai die 2 hyenas eerste op en toe sê vir hulle om te gaan sit, voordat hy self opklouter en wragtig, daar sak hulle op hulle agtersteewietjies af, net soos 2 honde. Alright, Makwakwa, jy weet ons gaan nou deur die leeu se kampery, né, om by die hospitaal te kom. Die leeu's loop mos nie oral rond waar ek ry nie, maar jy moet die fifies maar probeer stil hou as die leeu's teen aan die drade is. Ons wil hulle nie ontwrig nie. Kan die fifies ons worry nie van die leeu's nie, sê Makwakwa. Nee, seker nie, besluit Sergio, nadat hy die man 'n lang en deurdringende kyk gegee het. Hy begin alles sekerder raak, dat hy die gesig nog voor dit gesien het, selfs voor hy laaste besoek aan die Spaza winkel by die kantien. Hy wonder, kan dit nie die gesig onder die leeuvel op die sekuriteitskamera daar by Hurters Retreat wees nie? Maar hy gaan hom beslis nie nou vra nie, hy wil hom nie wegjaag nie. Daar is iets anders wat hom meer pla. Die man se epileptiese aanval wat hy daardie dag in sy teenwoordigheid gekry het. Die feit dat hy nou genoem het, dat hy glo dat hy besig is om dood te gaan. Gewoonlik gebeur so iets as die brein tydelik nie suurstof kry nie. Hier in Afrika kan dit gebeur as gevolg van die parasiete, soos die lintworm, waarvan die eiers in die brein beland. Dit vrek nie daar nie, maar dit groei amper soos gewasse, terwyl hy daar oorleef. Dit het hom al gepla, dat hy die man daardie dag laat gaan het, sonder om meer omtrent sy mediese geskiedenis of simptome uit te vra. Dan aan die ander kant is hy mos nie 'n dokter van mense nie, hy is 'n dokter van diere, soos wat hy so dikwels vir ander mense sê. Maar as hy iemand se lewenskwaliteit 'n klein bietjie beter kan maak, soos om 'n stok uit 'n poot te verwyder, hoekom nie? Hy dink weer aan die dag toe hy vir Lea gehelp het met die stok in haar voet. As daar nie 'n ander oorsaak vir Makwakwa se vallende siekte is nie, het dit dalk regtig met parasiete te doen. En dan is daar moontlik behandeling voor, medikasie wat die indringerige organismes doodmaak, maar wat die simptome soms laat vererger as gevolg van inflammasie, want ontstaan wanneer die parasiete begin vrek van die medisyne. Daar is anti-inflammatoriese en antikonvulsie medikasie vir mense, wat saam met die parasietdoders toegedien kan word. Hy kan dalk vir Arend of vir Sylvie of selfs vir Paula daaroor uitvra. Dit kan ook die aanvalle wat daarop volg beheer en verlig, behalwe as die gewasse al te groot is en dit dalk chirurgies verwyder moet word, maar daarvoor moet jy 'n MRI-skandering doen. Behalwe dat Sergio nog nie iemand in Mosambiek ontmoet het, wat hy met iemand anders se brein sal vertrou nie, dink hy nie eens in terme van 'n operasie nie. Maar wat van Arend dalk, wat so behep is met die menslike siege, waar het hy dalk al gewerk? Sergio sal een of ander tyd met die man praat, as hulle mekaar dalk alleen oor die naweek sien. Dit is nou as Arend weer sy opwagting hier op Hurters Retreat gaan maak, voor die troue dalk. Die rit deur die leeukamp vorder sonder enige voorvalle,
En wanneer Sergio voor die dierehospitaal stop, staan daar ongeveer 12 mense feitelik onmiddellik langs sy bakkie. Deur die genade is Mart Marie een van hulle. Iemand het seker die woord hyenas gefluister en haar ore het daarop ingeantenna. Sergio klim uit en stel Makwakwa gerus. Hierdie is almal mense wat hier werk en hulle het almal die Fifies se welstand op die hart. En syne wat Makwakwa sin is ook. Daarna vra hy ewe eerbiedig vir die ander in Engels dat hulle almal asseblief sal loop en dat net Mart Marie sal agterbly. Alright, sy en een vertaler wat Portugees magtig is, asseblief. En niemand anders nie as sy persoonlike junior kollega en 2IC, Dr. Rory Rodriguez, tree na vore. Die man wat in elk geval nooit ver van Mart Marie af is nie. Hoekom het hy nie anders verwag nie? Dankie, Dr. Rory, sê hy. Daarna verduidelik hy in Portugees en Rory vertaal in Engels, soos wat hy gevra het. Mart Marie, hierdie is Makwakwa. Hulle het hierdie hyenaatjies van baba tyd af saam grootgemaak. Die ma het hulle vir hom gebring. O, nee, jy sê, hy het hierdie hyenaatjies van baba tyd af grootgemaak. Ok. Rory se wenkbrau maak sulke trekkings en Sergio gee hom een van daardie gelyk met die grond vee kyke voordat hy aangaan. Makwakwa het hulle nou vir ons gebring hier by die sanctuary, want hy voel nie gesond nie. Maar ek het vir hom gesê, hy gaan saam met hulle in die kampie bly, waar ons die leeuwtjies aangehou het. Die een by die ou sponsmatras. Ek sal vir Lia vra om later vir ons 'n nuwe sponsmatras, kussings en komberse te bring, waarop hy kan slaap. Mart Marie, Makwakwa is jou persoonlike assistente en jy moet hom beskerm hier. Bring hom later dat hy saam met ons middagete eet. Dit kom op my tab. En as ek en Rory dalk in die theater is, kry asseblief nog iemand wat kan talk as backup, dalk Mos van die ape. Mart Marie staan 'n oomblik daar en toe breek daar 'n glimlag oor haar mooi gesiggie. En hier kom sy, arms om Sergio se lyf en woets druk sy haarself teen hom vas. Hey, man Rory, en hy lyk 'n bietjie jaloers. Hierdie man staan op trou. Waarvoor was dit nou? Vra hy. Vir 'n dankie. Ek het my hele lewe lank gedroom en gewens om so naby aan 'n hyena te kan kom. Ek sal die tweeetjies vat en hulle groot maak en hulle pappa saam met hulle soos my eie mense behandel. Dankie, Dok Sergio. Ag, ek weet dit mos lankal Markie. Daar het jy hulle nou, spot Sergio. Maak die beste van die situasie en moet asseblief nooit hierdie ou man wegjaag nie. Hy is nie gesond nie. Ek gaan vir Dr. Arend Singh oor die naweek vra om na hom te kom kyk. Ek het so 'n halwe idee wat hom markeer, maar ek wag net vir bevestiging. Is dit so? Mag ek ook 'n vraaiskoot waag? Vra Rory. Ja, jy mag. Skiet, sê Sergio. Tapeworms, parasiete, lintwurms. Hierdie manne eet mos rou vleis en vis, wat hulle so uit die veld vang. En ons riviere is besoedel met mense wat dit verder opgebruik vir wasgoed en vir toilette. Sergio knik stadig. Hy is voorwaar beïndruk met sy jong kollega. En helaas, duidelik is Mart Marie selfs nog meer beïndruk met die veeartsie. Mag ek dalk bloed trek en toets en as dit positief is, om behandel soos wat ons varke met die besmetting behandel? Vra Rory. Hy noem die 2 medisynes wat hulle op die diere gebruik vir parasiete. En daar neem Sergio 'n vinnige besluit. Hy draai na Makwakwa toe en wys na homself. Ek is dokter. En toe wys hy na Rory. Hierdie man, hy's dokter. Die man kan jou help met daai val ding. Maar eers moet hy kyk wat dit is wat maak dat jy so omval. Hy gaan moet bloed vat hier by jou arm. Nee, Makwakwa keer met die hande in die lug.
Hy was waarskynlik nog nooit in sy lewe by 'n dokter nie. Niemand vat bloed uit hom uit nie. Maar kom ons wys jou, kom saam, sê Sergio. Makwakwa kyk om na sy fiffies daar by Mat Marie in die hok en toe stap hy saam na die spreekkamer toe. Sergio maak 'n paar maal vuis en wag dat sy are in die waai van sy arms effens meer prominent swel. Hy steriliseer die plek en beduie na spyt met 'n ma van 'n naald. Toe sê hy, daar sê dokter Rory, haal van my bloed uit en as jy my seer maak, bliksem ek jou. Sê jou wat, dokter Sergio, haal jou eie blerrie bloed uit dat ek sien, sê Rory. Klein bliksem. Sergio byt op sy tande, toe druk hy die naald in sy arm en maak die spuit vol met sy eie rooies. Daarna wys hy vir Makwakwa om dieselfde te doen, vuis te maak en dan gaan Rory sy bloed ook daar uithaal. Sien, dit was nie eers seer nie, maar dasit, hy moes op sy tande byt hoor. Makwakwa frons diep en toe maak hy sy vuis, maar toe Rory nader staan by die spuit, wys hy konna, hy trust net die groot dokter met hierdie gebloed uithaal storie. Dit gaan 'n bietjie seer wees, waarsku Sergio toe hy die naald nader bring. As die groot dokter kon staan, sal hy ook staan, wys Makwakwa, en hy en Sergio oorleef dit wonderbaarlik saam. Sodra jy die bloed ontleed het, soek ek die verslae asseblief, sodat ek en jy saam daarna kan kyk en kan besluit. En ek wil jou bevindings steeds met dokter Singh ook oor die naweek bespreek. Reg, kollega, Rory mik vir die ander spuit met Sergio se bloed in. Nee, dankie, los my bloed uit. Ek is perd, fris en gesond. Gaan doen wat jy moet doen. Ek sal doen wat ek moet doen. Hy sal die spuit in die badkamer gaan leegmaak. Maar eers haal hy sy selfoon uit en bel vir Lea. Engelpop, is jy besig op die oomblik, my dierbare ding? Nee, nie te vreeslik nie, pragtige leeuman. Haya en Sing is hier om 'n paar instandhoudingswerkies te doen. Maar hoekom vra jy? In my plek is daar 'n ekstra sponsrubbermatras en 'n kussing waarmee ek altyd gaan kamp het. O, en daardie 2 komberse, sal jy dit asseblief oprol en vir my hiernatoe bring? Hoekom, Sergio, kry jy koue voete, Afrika ondier? Wil jy nou gaan staan en weghol op my? Nee man, daai goed is net oud en uitgedien, nou het iemand anders hier dit nodiger as ek. Goed, ek sal dit vir jou bring. Is daar nog iets? Het jy dalk 'n ou handdoek, seep en 'n ekstra tandeborsel en pasta en gaan haal een van my deodorant rollertjies daar uit my badkamer? Ok, ek sal 'n tandeborsel iewers kan uitskop. So gee 10 minute, dan is ek daar. Nee, wag eers voor jy ry. Is daar enige klere wat Manuel in die volgende halfuur of so sou uitgegooi het? Sy begin lag. Wat jy ook al daar aanhou, klink soos 'n baie maar mens. Vel en been, my engel, net vel en been. Wel, dit gaan nader as 'n uur wees, as ek moet klere kry, voordat jy my gaan sien, want om klere uit Manuel te kry, is soos om vir 'n skilpad te vra om sy dop af te haal en vir iemand anders te gee. Die goed moet van hom afval of afskeur, voordat hy bereid is om dit af te staan. O, dis nou nogal jammer, kan jy hom nie maar mooi vra nie, pleit Sergio. Daar is geen manier waarop ek vir hom so iets sal vra nie. Nope, maar ek sal vir Maria gaan vra, of daar iets is wat sy dink oom Manuel nie meer behoort te dra nie. Sy laat kort 'n sakkie vol klere verdwyn, en dan glimlag die tuinmanne te breed, want dit gaan hulle toe. Manuel het al dikwels vir hulle vertel, dat hy net so hemp, of net so broek gehad het, soos daais wat hulle soms dra. Gaan jy vir my vertel wat daar aan die gang is? Nee, meisiekind, kom kyk self. Sien jou nou en ry versigtig my hartse
punt, sê hy. Word vervolg.